Het is lekker om saam met julle hier te kan wees. Dit is my eerste keer wat ek in Ellis Ras gemeente is, wat ek van kan onthou. Die geheue is ook nie wat hy was nie. Maar sover ek kan onthou, is dit die eerste keer wat ek hier is. En dit is altyd 'n voorreg om in 'n nuwe omgewing te wees. Ek wil vanoggend 'n boodskap bring, wat eintlik 'n tipe van 'n ompad het, waarin ek iets gaan verduidelik, wat baie mense vra oor het, maar ek wil 'n kernaanklag teen God aanspreek. In my werk as 'n apologeet en 'n evangelis, kry ek baie keer dat mense die Christen geloof aanval, maar die aanval is nie altyd 'n korrekte aanval nie. Die aanval kom uit aannames uit, omdat mense nie die skrif ken nie, en nie die karakter van God ken nie. En die spesifieke aanval wat ek vandag wil aanspreek, kom eintlik uit 'n plek uit waar mense sê, maar God kan nie 'n God van liefde wees, as hy sy eie seun geoffer het nie. Dis 'n onding om jou eie kind te offer, maar dis dan iets wat God doen. So hulle sê daar's 'n as ek Engelse term kan gebruik, 'n inconsistency in die beginsels van die skrif. Want God sê, jy mag nie jou eie kind offer nie, maar hy self doen dit. Met ander woorde, hy is 'n hipokrit. Maar is dit waar? As mens daai klag gaan toets aan die beginsels van die Bybel, wat sien ons? Is dit 'n waar aanval, of is dit 'n vals aanklag? Ek gaan vra dat jy die Bybels vat en saam met my blaai, ons gaan na 'n paar tekste kyk in die Bybel, en ons gaan weer begin in Rigters hoofstuk 11. In Rigters 11 vanaf vers 1 sê dit, en Jefta, die Gileadiet, was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead by hom seuns baar, en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die land Top. En ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. Nou kom ons kyk gou na wat hierdie gedeelte beteken. Uit die aard van die saak, veral in die kultuur van die Jode, sien ons dat Jefta is die kind, die seun van 'n hoer, wat beteken daar sal klare stigma teen hom, maar sy pa het hom in sy huis ingeneem, maar sy pa was getroud en het toe nou kinders by sy vrou, en die kinders verwerp vir Jefta. Hulle sê vir hom, jy kan nie saam met ons erf nie, gaan. En die Bybel sê spesifiek, hy het gevlug, met ander woorde, hulle het dit regtig ongemaklik vir hom gemaak, tot so 'n mate dat hy gevoel het, maar ek moet hier wegkom. En hy vlug na 'n stad met die naam Top. En ligsinnige manne volg hom, wat beteken hy moet 'n mate van leierskapseienskappe gehad het, dat hierdie mense hom begin navolg. Leier van hierdie groepering, en dan sê die Bybel vir ons hier, hulle het saam met hom uitgetrek. Nou, dis nie net 'n algemene stelling wat hulle maak nie, die intensie, die betekenis daarvan is eintlik, dat hy 'n man was wat kon oorlog voer. Hulle het saam met hom uitgetrek, hulle het saam met hom goed gaan doen. Hy was vaardig in geweld. Hoe weet ons dit? Want die oomblik toe moeilikheid kom, toe die kinders van Amon wil oorlog maak, eintlik hulle grondgebied wil vat, toe gaan daai broers, dieselfde broers wat hom weggejaag het, en hulle sê vir hom, asseblief, kom help ons. En hy sê toe vir hulle, maar julle is die klomp wat my weggejaag het. Asof hy wil sê, maar wat's fout met julle? Maak nou op, make up your mind. Moet ek nou hier wees, moet ek nou nie? En hulle sê, nee, asseblief, as jy ons net kan kom help. Nou, hoekom gaan hulle hom vra? Hom vir wie hulle weggejaag het? Want hulle het sy reputasie geken. Die ander ligsinnige manne saam met wie hy uitgegaan het dinge gedoen wat vir hierdie klomp gewys het. Die man kan. Hy weet hoe. As ons iemand nodig het om vir ons te veg, dis die man op wie se knoppie ons wil druk.
En hulle wil hom so graag hê, omdat hulle weet wat sy vaardigheid is. Hulle sê, as jy vir ons sal kom veg, dan maak ons jou ons leier. Hy sê vir hulle is reg. Ek sal vir julle kom veg. Maar as ek vir julle kom veg, dan word ek julle leier. So hy beamoen dit wat hulle gesê het. Hy maak doodseker hy verstaan hierdie ding nou mooi reg, die ooreenkoms wat hulle nou gaan aangaan. En hulle sê vir hom is reg. Hy sê nou maar goed. Ons gaan hierdie ding doen. Maar anderste as enige van die ander rigters, gaan hy nie onmiddellik oor na geweld toe nie. Wat vir jou iets sê van die man se intelligensie. Hy weet, jy moet geweld vermy as jy kan. En hy begin in dialoog te gaan met die kinders van Amon. Hy stuur 'n gesant aan die koning toe en hy sê vir hom, hoorie maar, jy het nou hierdie grondgebied kom vat. Maar wat is jou reg op hierdie grondgebied? En hy gaan 'n bietjie in die geskiedenis in en hy verduidelik vir hom. Julle wil hierdie grondgebied vat, maar dis hoe ons aan hierdie grondgebied gekom het. Ons het nie met julle gevat nie. En ons is al so lank hier, nou wil julle hierdie grondgebied kom terugvat, asof dit julle sinne was, maar julle het nie eers 'n argument nie. So hy probeer deur dialoog, maar is duidelik, die koning wil nie. Hy wil nie luister nie. Toe sê hy nou maar goed, as jy nie wil luister nie, dan moet ons maar oorlog maak. Dan moet ons maar gewelddadig raak met mekaar. Maar nou vertel die Bybel vir ons van 'n baie interessante ding wat hy gedoen het. Vanaf vers 29 af. Vertel dit vir ons, in die begin van die vers, toe het die gees van die Here op Jefta gekom, en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse. En hy het oorgetrek na Gilead en Manasse en verder deur na Mispe in Gilead. En van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Amon. So hy gaan beklei hulle sommer daar waar hulle is. Hy wag nie vir die oorlog om sy kant toe te kom nie. Hy gaan haal hulle sommer. Maar dan vertel die Bybel vir ons in vers 30 en 31, wat ek vroeër ook gelees het, van 'n gelofte wat hy doen aan die Here. En luister mooi na wat hierdie gelofte sê. Hy sê, en Jefta het aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as hy werklik die kinders van Amon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Amon aan die Here behoort. En ek sal dit as 'n brandoffer bring. Waarskynlik het Jefta, omdat hy iemand was wat kon oorlog maak, wat kon plunder, het waarskynlik diere gehad. Beeste, skape, bokke. Die tipe van ding wat mens kan offer. Want mens kan tog sekerlik nie net offer wat jy wil nie. Kon hulle 'n vark bring as 'n brandoffer aan die Here? Nee, want dit is 'n onrein dier. En nou kom en hy sê, wat ook al eerste uit die deur van my huis uitkom, dit sal ek aan U offer. En dan sien ons wat gebeur is, hy gaan in hierdie geveg in, hulle gaan in die oorlog in, en hy gee vir daai klomp Ammoniete pak slaag, groot skaal. En dan vertel die Bybel vir ons vanaf vers 34, en toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit hom tegemoet met tamboeryne en koordanse. En sy was die enigste kind. Hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. Sy was 'n enigste kind. En sy kom uit met tamboeryne en 'n gesing, want ek meen sy wil vier, haar pa is nou nie meer daai uitgeworpene, die een wat die kind van 'n hoer is nie. Hy's nou die leier, hy's nou die hoof, ek meen dis 'n blye dag. Maar hy weet wat sy gelofte aan die Here was. En ewe skielik swaai daai ervaring van vreugde, van 'n viering van oorwinning teen die vyand, swaai ewe skielik heeltemal om, soos handomkeer. En kyk wat sê vers 35. En net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ag my dogter, jy druk my heeltemal neer en jy stort my in die ongeluk. Want ek het my mond geopen teenoor die Here en ek kan nie terugtrek nie. Hy het 'n gelofte gedoen aan God en as jy gelofte doen aan God,
dan moet dit gestand gedoen word. En sy dogter se reaksie is nogal baie interessant. Sy dogter se reaksie is die volgende. En sy antwoord hom: My vader, as u mond geopen het teenoor die Here, maak met my soos uit u mond uitgegaan het, nadat die Here u volkome wraak verskaf het op die vyande, die kinders van Amon. Verder het sy vir haar vader gesê: Laat dit my toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdaal na die berge, en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne, en hy sê, gaan, en hy het haar vir 2 maande laat gaan. Sy het toe weggegaan met haar vriendinne en haar maagdelike staat op die berge beween. En aan die eind van 2 maande het sy na haar vader teruggekom en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is aan haar voltrek. En sy het geen man beken nie. En dit het 'n gewoonte geword in Israel, dat die dogters van Israel jaar vir jaar heen gaan om die dogter van Jefta, die Gileadiet, te besing 4 dae in 'n jaar. Nou baie Bybelkommentare gaan hier vir jou vertel wat hy gedoen het, was om sy dogter as 'n brandoffer aan die Here te offer. Want dit was mos die belofte wat hy gemaak het. Die eerste wat uit my huis uitkom, dit gaan ek aan die Here offer. Maar is dit waar? Het hy werklik haar as 'n brandoffer gegee? Kan jy iets onrein aan die Here bring as 'n brandoffer? 'n Vark? Kameel? Nee. So kan jy jou kind offer? Is mense rein volgens die klassifisering van diere? Nee. Ons het nie gesplete hoewe nie. En ons herkou nie. Ten minste nie vrywillig nie. So nee, sy kan nie geoffer word nie. Sy kan nie 'n geldige offer aan die Here wees nie. Maar nou het hy homself in 'n dilemma. Want hy maak 'n belofte aan die Here. Hy sê ek sal offer, maar die kriteria wat hy gestel het, wat regtig nie 'n weldeurdagte besluit was nie, om te sê die eerste wat deur die deur kom, dit gaan ek offer, dit plaas hom in hierdie dilemma. Dis iets wat nie geoffer kan word nie. So doen hy dit, doen hy verkeerd. Doen hy dit nie, dan versuim hy om te doen wat hy beloof het. Is dit Amalekie? Nou, ek lees vanoggend net so vinnig, slaan ek net na in 'n spesifieke Bybelkommentaar wat ook onomwonde sê, hy het sy dogter geoffer. Dis wat hy beloof het, dis wat gebeur het. En dit vertel vir die spesifieke kommentaar gaan so ver soos om te sê, maar hy toe basies, omdat hy die gelofte gedoen het, het hy 'n heidense gebruik beoefen deur sy eie dogter te offer. Maar ons het net gelees dat die Bybel vir ons vertel het in vers 29, toe die gees van Here op Jefta gekom. So ons weet hy was wel 'n geesvervulde individu. Alhoewel net na dit het hy nou hierdie belofte gedoen wat hy nie moes doen nie, maar is dit moontlik dat hy ewe skielik 'n totale heidense praktyk gaan beoefen? Nee. Ons ken die beginsel van rein en onrein. Hy kan nie sy dogter geoffer het nie, en boonop wil ek graag vir die 2 gedeeltetjies hier wys. In Levitikus hoofstuk 20 kry ons 'n baie belangrike beginsel om te verstaan. Levitikus hoofstuk 20 vanaf vers 1 tot 5. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Jy moet ook aan die kinders van Israel sê, elkeen uit die kinders van Israel, of uit die vreemdeling wat in Israel vertoef, wat van sy kinders aan Moloch gee, moet sekerlik gedood word. Die volk van die land moet hom stenig. En ek sal my aangesig teen die man rig en sal hom uitroei onder sy volk uit. Want hy het van sy kinders aan Moloch gegee om my heiligdom te verontreinig en my heilige naam te ontheilig.
En as die volk van die land hulle oë maar enigstens toemaak vir die man, as hy van sy kinders aan Moloch gee, sodat hulle hom nie doodmaak nie, dan sal ek my aangesig rig teen die man en sy geslag, en ek sal hom en almal wat agter hom aanhoereer, om agter Moloch aan te hoereer, uitroei onder hulle volk uit. Wat was God se straf wat hy hier gee vir iemand wat hulle kinders offer? Dis die doodstraf, absoluut die doodstraf. Ons blaai na Jeremia net om te sien hoe dit bevestig word. Die profeet Jeremia in hoofstuk 32. Hy sê daar in vers 35. En hier is die derde uitdrukking wat ons kry oor Moloch in hierdie spesifieke boek in Jeremia. Hy sê daar, vers 34 en 35. Maar hulle het al verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig, en hulle het die hoogtes van Baal gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters aan Moloch deur die vuur te laat gaan, iets wat ek hulle nie beveel het nie, en wat in my hart nie gekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe, om Juda te laat sondig. Hier word daai gebruik, om jou kinders te offer, 'n verfoeisel en 'n gruwel genoem. So is dit moontlik om 'n ding wat 'n verfoeisel en 'n gruwel is in die oë van die Here, om dit te bring as 'n offer aan die Here? Nee. Nee. So dit wil voorkom asof ons nou 'n probleem hier in die skrif het. 'n Teenstrydigheid, wat het hy dan nou gedoen? Maar is dit altyd nodig as jy iets offer, dat dit wat jy offer moet sterf? Nee, dis nie nodig nie. Kom ek wys hier die beginsel uit die Nuwe Testament uit. Ons gaan na die boek Romeine toe. Romeine hoofstuk 12 sê vir ons in die eerste 2 verse. Dit sê daar, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hoekom redelike godsdiens? Want dis nie te veel gevra nie. Maar hoe offer jy sonder dat iets doodgaan? Totale toewyding. Totale toewyding. Met ander woorde, jou hele lewe moet gefokus wees op dit wat van jou verwag word. Nou kom ons reflekteer terug op hierdie geval. Sy intensie is, hy wil 'n brandoffer aan God bring, maar nou is dit wat uit sy huis uitkom, iets wat nie geoffer mag word nie. 'n Onrein dier, as jy die diereklassifikasie sou gebruik, so hy kan haar nie doodmaak en offer as 'n brandoffer nie, maar sy kan toegewy word aan die Here om 'n ewige diens daar te doen. Nou toe sy en haar vriendinne opgaan die berg in vir daai 2 maande, wat het hulle geweeklaag? Haar maagdelikheid. En wat sê die Bybel? Toe hy nou daai belofte aan haar voltrek, sy het geen man beken nie. Met ander woorde, sy was, ek weet is nou 'n Rooms-Katolieke verwysing, sy was vir alle praktiese doeleindes 'n non. Goed, geen man in haar lewe nie, maar nou, hoeveel kinders het Jefta gehad? Net 1. Sy enigste hoop op 'n nageslag was hierdie dogter van hom. En weens 'n dwaase belofte wat hy gemaak het aan die Here, verloor hy sy hele nageslag. So gaan kyk 'n bietjie na die gedagtegang in Jefta se ervaring. Hy's 'n uitgeworpene, die seun van 'n hoer. Hy word weggejaag uit sy pa se huis uit. Maar hy bou vir hom 'n reputasie. Daai reputasie bring hom terug na sy familie toe, waar hy nou die hoof word van die Gileadite.
Dis asof hy op 'n manier herstel is tot op daai punt, maar die oomblik toe hy nou in oorwinning terugkom by sy huis, toe is dit sy dogter wat uitkom. En onmiddellik besef hy, ek kan haar nie fisies offer as 'n brandoffer nie, maar ek kan nie my belofte gestand doen nie. Ek gaan haar moet offer as 'n lewende offer aan God. Nou, hoe werk daai lewende offer? Hoe offer hy sy dogter lewend? Die Bybel vertel vir ons dat daar 'n spesifieke gebruik was, dat vroue diens gedoen het by die ingang van die tempel. Ons kry dit in Eksodus 38. Eksodus 38 vertel vir ons daarvan. En dis eintlik 'n amper obskuur in die manier waarop dit uitgelig word in Eksodus, maar let mooi op wat die vers sê, ons lees vers 8. Hy het ook die koperwaskom gemaak met sy kopervoetstuk uit die spieëls van die diensdoenende vroue wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. So vroue het diens gedoen by die ingang na die tabernakel. Goed, ons sien ook wanneer ons die storie lees van Eli en sy seuns, Hofni en Pinias. 1 Samuel 2 vers 22 vertel vir jou daarvan. Wat was een van die groot sondes van Hofni en Pinias? Hulle het gemeenskap gehad met die vroue wat diens doen by die ingang na die tabernakel. Vroue wat toegewy was aan die diens van God. En hulle het hulle seksueel misbruik. So daar's geen twyfel Bybels dat daar vroue wel in 'n toegewyde leefstyl diens gedoen het by die tabernakel. Jy kry dieselfde konsep eintlik ook, dit word uitgebeeld in Lukas 2. Wanneer jy lees van die profetes Anna, dan vertel dit vir jou die oomblik toe haar man sterf, toe sy dag vir dag na die tempel toe gegaan. En die meeste akademici, wanneer hulle daai gedeelte ontleed, dan sê hulle, maar hierdie vrou het diens gedoen, daai stadium nie by die tabernakel nie, want toe is die tabernakel al klaar mee weggedoen, toe is dit nou die tempel, die vaste struktuur. So die dogter van Jefta is nie geslag soos 'n dier en op daai manier geoffer nie, maar sy kon nooit trou nie, sy het gaan diens doen by die ingang van die tabernakel. En net so is Jefta se nageslag weg. Daai naam, daai reputasie wat hy gebou het, hy word nou weer leier. Daar's 'n mate van status wat nou weer daar is vir sy dogter. En die Bybel noem nie vir jou Jefta se vrou op enige stadium nie. Baie kommentators reken sy was waarskynlik oorlede. Omdat sy nooit genoem word nie. Bybelse uitdrukking is eintlik Jefta het net hierdie een kind gehad, hierdie dogter. En nou kan sy nie vir hom 'n nageslag verwek nie. So daai reputasie en herstel wat hy eintlik sou wou hê vir generasies, om nou werklik deel te wees van hierdie familie, dis weg. Hy gaan nooit die kleinkinders hê wat sê, maar ons oupa is die leier van die Gileadiete gewees nie. Weens 'n gelofte wat hy gedoen het, sonder om mooi daaroor te dink. Maar wat is die kruks van die ontknoping van hierdie vraagstuk wat baie mense het? Is 'n mens geoffer aan God en was dit 'n aanvaarbare brandoffer? Die ontknoping lê daarin. Vir God is dit 'n absolute wrevel as iemand hulle kinders aan Moloch offer. Nou, hoe is kinders aan Moloch geoffer? Onthou, die oorgrootste meerderheid van kultusse in die antieke wêreld was vrugbaarheidskultusse. Jong meisies moes gaan diens doen as tempelprostituie by die tempel, en dit was nie iets wat op neergekyk is nie, dit was vir hulle eer om dit te doen, want dit was deel van hulle aanbidding van hulle God. Daar was 'n verwagting dat hulle dit sou doen. Hulle sou oneer bring oor hulle families as hulle dit nie gedoen het nie. Maar nou het jy hierdie ander groepering, die wat die Skepper God van hemel en aarde aanbid. Hulle is anders. By hulle is daar glad nie daai tipe van aktiwiteit nie.
onder die heidene, daar word nou uit die aard van die saak kinders gebore, vanuit hierdie aktiwiteite wat hulle by betrokke is, en daai kinders word nie groot gemaak nie, hulle word geoffer aan die God. Dis 'n manier om van die kind ontslae te raak. En daai kinders word in die vuur gegooi, lewend. Kind het geen keuse daarin nie. Dis die ouers se keuse. Die ouer besluit dit. Kind het geen keuse nie. En dit, geliefdes, is die klag wat hierdie mense nou teen God wil bring. Hoe kan God 'n God van liefde wees, maar hy offer sy seun, asof dit uit dwang uitgebeur het? Hulle verstaan nie die skrifte nie. Dis daarom dat hulle dwaal. Want as jy die Bybel bestudeer, dan gaan jy agterkom, daar was geen dwang nie. Niks. Die verlossingsplan is alreeds in die gedagte van God gewees. Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie gaan die metode wees. As daar 'n val sou wees om die mens los te koop, dis die metode. Wie was deel van daai proses? Die Seun. By geleentheid, toe hy mensvorm aangeneem het, vind hy homself in die tuin van Getsemane, en hy bid en hy sê, as daar 'n ander manier is, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy's nie teesinnig om geoffer te word nie. Hy vra in sy menslike kapasiteit, as daar 'n ander metode is. Maar nogtans nie my wil nie, u wil. Maar ek wil hê jy moet baie mooi verstaan, wat Jesus aan die kruis vasgehou het, was nie die spykers nie. Dit was sy liefde vir jou en vir my. Het hy die fisiese vermoë gehad om homself van daai kruis af te haal? Ja, natuurlik. Maar hy het gekies om daar te bly. Want daar was net een metode om die mens vry te koop. Om vrywilliglik sy lewe neer te lê vir jou en vir my. Uit liefde, nie dwang nie. God is 'n God van liefde. Liefde is nie 'n eienskap van God nie, dis die wese van God. Dis wat hy is. Daar's geen vergelykbare aspek tussen Moloch en die Skepper God van hemel en aarde nie. Die Skepper God van hemel en aarde het uit liefde vrywilliglik gesê, ek sal sterf. Ek lê vrywilliglik my lewe neer ter wille van die gefalle mensdom. Geen dwang nie. Geen forsering nie. Liefde. Nou waarom sou mense dan so 'n klag bring? Want hulle ken nie die karakter van God nie. Hulle weet nie wie hy is nie. Hulle het 'n verwronge idee. Hulle dink in terme van afgode wanneer hulle reflekteer oor God. Maar wie is daar om hulle reg te help? Wie is daar om vir hulle te wys van die liefde van God? Sy disippels. As 'n ding wat ek wil sê, dis belangrik dat ons dit reg verstaan. Elke persoon wat sê, ek is 'n Christen, is 'n disipel van Christus. Hulle beweer dit ten minste. En vir die disipels is die opdrag gegee. Gaan, maak disipels, doop hulle en leer hulle. Te veel kere
raak ons passief en sê maar dis die werk van die predikant of van die evangelis of so iemand om ander te bereik. Geliefdes, elkeen van ons wat sê ek is 'n Christen, ek is 'n disipel van Jesus Christus, dra daai onus om die liefde van Jesus Christus aan ander mense oor te dra en hulle te win. Ja, sommige van ons het dit as 'n permanente taak. Dis wat ek doen, dis my lewe. Maar as mense wat elke persoon in hierdie gehoor ken, wat ek nooit gaan ontmoet nie. Ek kan nie by hulle uitkom nie. Maar jy kan. Wys vir hulle, die God wat ek aanbid, is 'n God van liefde. Een wat nie aan die kruis vasgehou is deur spykers nie, maar wat daar gesterf het, omdat niks hom kon weerhou om die prys te betaal, dat jy ook sy liefde kan ken. Dat jy ook hom kan leer ken as jou hemelse Vader. As jou skepper. As jou verlosser nie. Mag die Here gee dat die Heilige Gees ons inspireer om elke geleentheid aan te gryp wat ons moontlik kan kry, om vir iemand te vertel van die liefde van Jesus. Want ek sê vir u vandag, sy koms is nie ver nie. Die tyd is min. Die oes is massief groot. Waar is die maaiers? Waar is diegene wat gaan sê, hier is ek steek my hand op. Ek wil hulle help inbring. Mag die Here ons daarin lei. Kom ons buig die hoofde en sluit ons af. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons die voorreg het om U te kan noem Vader, om Christus te kan ken as ons verlosser en saligmaker, as ons skepper. Dankie dat ons ten volle kan staatmaak op die inspraak van die Heilige Gees in ons lewens. En Here, soms as ons in die spieël kyk, dan moet ons erken dat ons nie noodwendig doen wat ons kan doen tot ons volle potensiaal om mense te wys van die liefde van die God wat ons aanbid nie. Maar Here, dit kan verander vandag hier, wanneer ons 'n besluit maak en sê, Here, gee vir my die moed van my oortuiging, versterk my in my geloof, dat ek die liefde van Christus met meer oortuiging, met meer liefde kan oordra aan ander wat nog nie die liefde van God ken nie, wat nog nie vir Christus ken as persoonlike verlosser en saligmaker nie. Here, en vergewe ons waar ons in die verlede miskien nie ons beste gegee het nie, maar help ons om in hierdie kort tydjie wat vir ons nog voorlê, totdat ons Jesus sien kom op die wolke, om ons alles te gee, elke geleentheid aan te gryp, met alles wat ons het. En Here, help ons ook om te besef, dis nie ons wat uit menslike wysdom mense oortuig nie, maar dat ons net die woord van waarheid wys, maar dat dit altyd die Heilige Gees is wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En mag ons dit wat ons doen in die liefde van Jesus Christus, sonder veroordeling, om mense te ontmoet daar waar hulle is, soos wat Jesus ook vir ons die voorbeeld gestel het, deur 'n uitgeworpene, deur sy Gees te roep en te sê, ek wil by jou aan huis gaan, saam met jou wil ek eet, om vriendskap aan te bied, al is dit teenoor mense wat die gemeenskap sê, nee, hulle moet op sy geskei word. Here, my gebed is dit, mag U deur die Gees ons verander om meer te wees soos Jesus Christus. En dit bid ek in Jesus naam alleen. Amen.